Maak die Bybels oop by Romeine en daarvan die 6de hoofstuk. Vir die volgende paar geleenthede sal ons stil staan by temas van die reformatie. As jy weer by die kerkgebou uitstap, kyk bietjie daar teen die deur en let bietjie op wat staan daar geskrywe. 'n Historiese gebeurtenis het op 31 Oktober 1517 plaasgevind, toe een geleerde man, 'n dosent in Grieks, die boek Romeine lees, bestudeer, aan sy studente doseer. En die geregtigheid van God raak sien, en dat genade alleen deur Christus kom, raak lees. En 'n gesprek moet gevoer word. Dit was die doel van 95 stellinge teen 'n deur in Witteberg. 95 stellinge was maar gesprekspunte. Het was nie leerstellige wette nie. Hieroor moet ons praat. Hieroor moet ons praat. Hieroor moet ons praat. Vandag kan ons elke stelling lees en probeer verstaan wat het hulle oor gesels. Gelukkig is daar meer geskrifte met meer leerstelligheid wat vir ons bevestig waarmee was in daardie stadium geworstel. Vanoggend staan ons stil by reformatie en hoe die Here dit bewerk, ook in 'n gemeente en in 'n geloofsgemeenskap in die 21ste eeu. Romeine 6, ons lees saam vanaf vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons sal in die prediking stil staan by verse 12 tot 14. Geliefdes in ons Here Jesus, wanneer die apostel skrywe
skryf hy aan die gemeente in Rome, en hy skryf oor belangrike sake. Die briefindeling help ons ook om te verstaan waar hy trek. Hierdie brief begin met die kennis van die wet en die bewussyn van sonde, die verdorwenheid van die mens, soos dit in die belydenisskrifte ook staan. En dan vanaf vers 21 tot en met die einde van hoofstuk 11, praat hy oor, nou weet ons hoe ons lyk voor hierdie almagtige God. Maar ons is nuut gemaak, en ons het 'n ware verlosser in Jesus Christus. Hierdie gedeelte vanaf hoofstuk 3:21 tot en met 11 gaan oor hierdie verlossing in Christus. En wanneer hy by hoofstuk 6 kom, is hy besig met een van die vrae wat hy antwoord. Want hy het gebring die boodskap dat daar genade in die evangelie is. Uit genade alleen is jy gered. Een van die frases wat hierdie gedeelte erg beklemtoon. Jy kon jouself nie red nie, jy het nie enige verdienste gehad om dit te doen nie. Maar jy het Christus nodig. Beteken dit dan, Jesus het ons so lief, dat die genade sal meer word, as ek net meer sondig. En dis waar die groep in die naam van die antinomiane, jy hoor die woord teen anti, en jy hoor nomos wat wet is, in daardie woord, dis die teenwetlikes. Ouens wat geglo het dat, as jy net meer sondig, dan sal die genade net meer word. En die Christene was beskuldig dat as ons sê, ons leef vanuit die genade, dan hoef ons mos nou nie te goeie werke te doen nie. Ons sal kwaad kan doen en nog steeds gered kan word. En ons kan dus lewe soos ons wil. Daar is nie 'n wet nodig nie. Ons hoef aan niemand gebonde te wees nie. En is hierdie argument wat Paulus neem en 'n logiese vraag vra wat ons deurdink. As jy gered is, sal jy in vyandskap teen God leef? Hoor die vraag. As jy deur God gered is, sal jy God se vyand nou wil wees? Dis die logika vraag. En dit sluit aan by die tema waarby ons stil staan. Die tema is dat ware reformatie word sigbaar in jou lewe in Christus. Ware reformatie word sigbaar in jou lewe in Christus. En daardie laaste twee woorde is die sleutel. Want wie het jy geword? Elke mens lewe op 'n bepaalde manier. En ek kan vir almal vra, ons kan hier by die kant begin by die ouderlinge, dalk die diakens volgende vat, en ek kan ons bank vir bank deurstap, en ons kan vir elke een vra, vertel my hoe jy by die Here uitgekom het. En party sal sê, hoe het ons begin? Hoe was ons lewe? En vir party sal daar twee verskillende hoofstukke wees, of noem dit maar boeke wees. My boek voor Christus is volume 1 van my lewe. En my boek 2 is tans besig om geskryf te word. Want hierdie twee boeke is die feite. Boek 1, 'n historiese verhaal van waar ek vandaan kom, gebore in sonde ontvang. Soos die psalmis dit beskrywe, Dawid van geboorte af is ek bevlek met sonde. Maar ek kom dit nie agter as jong kind nie.
Ek lewe my lewe gemaklik, gerieflik. Ja, ek kry raas. Daar word met my beklei. Daar word vir my gesê, so kan jy nie maak nie. Dis wat mamas en papas doen. Nie waar nie, kinders? Partykeer word daar hard met ons gepraat. Want dit is wat met kinders gebeur. En dan was daar 'n proses. En 'n doop is bedien. 'n Doop is bedien. Kyk ons bietjie deur die foto's, dis daar 'n doopfoto. Al die familie was daar. Want die kinderdoop is 'n verbondsdoop, is 'n verbintenisdoop dat 'n kind wat nog niks verstaan nie, gelowige ouers moet hê. En gelowige ouers moet my by 'n punt bring waar ek aan die Here bekend gestel word. Met ander woorde, ek word in sy teenwoordigheid ingebring en ek kry hom te ken deur die aangesig van my ouers se woorde en dade. Hulle word die beeld wat ek raak sien en die woord van die Here word lewend. En volume 1 behels baie keer daardie deel van my lewe waar ek groot word terwyl ek die Here hoor. En daar is huise waar dit nie gebeur het nie. En volwassenes op 'n stadium by 'n punt kom en sê, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Nog nooit van hom gehoor nie. Of ek het, ja, maar ek wou nie van hom hoor nie. Maar hy het hom by my bekend gemaak. En hy het die prentjie geword van wie ek is. In Christus. Want daar het iets gebeur wat my eerste boek van my tweede boek anders maak. Maar party het groot geword, die Here begin ken, lief geword vir hom, bely dat hulle hom ken, die pad partykeer verlaat en teruggekeer, en selfs in die naskoolse lewe is daar 'n 2-boek verhaal. Ek was bekend met hom, maar ek het hom nie geken nie. Ek het my eie pad gestap en weer teruggekom, en nou hou ek vas aan hierdie God, soos niemand anders. Maar hoe dit ook al sy, en watter voorbeeld, en watter deel van boek 1 u ken. Daar's 'n boek 1. Maar daar's 'n boek 2 ook. En boek 2 is die boek wat tans geskrywe word, dis my na Christus ontmoeting lewe. En Paulus skrywe juis wanneer hy met hierdie gelowiges in Rome praat oor hierdie saak van reformatie, hervorming, weergebore word en nuut gemaak word en konstant gewysig word na jou bepaalde beeld wat jy was. Ou boek, eerste boek, prentjie, tweede boek, vernuwende prentjie en konstant nuwe voorkoms. Met ander woorde, die hervormingsproses wat in die tweede boek plaasvind, is iets wat die Here met ons besig is. En wanneer hy die eerste 11 verse gee, sê hy, kan jy bly in die eerste boek? En die antwoord is, as kind van die Here, nee. As ongelowige bly jy in die eerste boek, tot die Here jou red. Want die eerste boek word gekenmerk deur gevoelloosheid en 'n onkunde. 'n gebrek aan 'n gewete en 'n gebrek aan skuldgevoelens voor die Here. Want jy weet nie waaroor jy verkeerd is nie. Jy weet glad nie waar jy 'n verkeerde pad neem nie. En as jy terug bietjie dink, die wat bietjie ouer is vandag, sal onthou dat die prediking in die laat 70's gerig was op mense wat moes herinner word aan hulle eerste boek.
En sommiges die eerste boek was nog besig in daardie predikingsjare. Ons het dit herlewingsprediking genoem. Hoekom? Want dit is prediking op die man af, om te sê, waarmee is jy besig my broeder, waarmee is jy besig my suster? En 'n grootskaalse herlewing het plaasgevind in daardie tyd, want die Here het ook die gewete aangeskakel en grootskaalse wedergeboorte geskenk. En die wêreld kon nie stil staan onder die krag van God nie. En daar was lewe. En om Paulus se eerste vraag te antwoord wat hy vir hulle sê, hoekom kan jy nie net meer sondig nie? Want jy is nuut gemaak. Jy sal nie meer wil sondig nie. En ek gee 'n klomp voorbeelde waarby ons nie gaan stil staan nie. Ek raai aan, lees dit rustig deur. Die eerste saak wat ons vanoggend op grond van die eerste boek moet raak sien, is dit. Vers 12 beskryf die saak dat jou lewe 'n getuienis is van jou stryd teen die sonde. Onthou, boek 1 van jou lewe is sonde die hoofsaak, maar sonder gewete. In boek 2 is sonde nog die hoofsaak, maar jou bewussyn en jou stryd is nou 'n werklikheid. Ons lees daarvan in hoofstuk 7, waar Paulus in die 18de vers die volgende skryf. Blaai saam, hoofstuk 7 vers 18. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, met ander woorde in sy lyf, in sy liggaam, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Wie skryf hier dat daar gesê word ek? Die apostel praat van homself. Daar's 'n persepsie dat die kerk van Jesus Christus bestaan uit volmaakte mense. Waar kry ons die persepsie? As die apostel van die Here Jesus erken, ek stry elke dag nog teen sonde. Die vroeg-Christelike kerk is gebore in sonde. Iemand kan dan vra, maar wat is die sin van kerk as ons met sonde sukkel? Die stryd is nog nie verby nie, geliefdes. Sonde is oorwin deur Christus Jesus alleen. En in Christus is die stryd waarin ek gewikkel is, nou strybaar. Wanneer ek nie Christus het nie, stry ek alleen en kan nie oorwin nie. Maar as daar 'n persoon is wat sonder sonde is, dan is ons volmaak en ons is nog nie. En wat die Here Jesus vir ons in staat stel, is dat ons moet weet, ons is elke dag in stryd met 'n sonde, 'n bepaalde sonde. Party stry, en ons kan maar Galasiërs 5 neem, vers 22, as 'n doenlysie, 'n taaklysie, 'n metingslysie, en vra, in watter aspek van die vrug van die Gees het ek volmaaktheid bereik? Met ander woorde, as ek my stryd het en die vleeslike werke word genoem, jy kan daardie lys ook gebruik, is net 'n baie langer lys. Hoeveel van hierdie sondes is nog steeds in my lewe aanwesig? Die werke van die vlees, van vers 17 tot en met vers 21. Maar as ons kyk net na die 9 elemente van die vrug van die Gees, en ons vra die vraag vir elke element, is liefde by my 'n 1 uit 10 of 'n 10 uit 10? Waarvan ek nog niks reg kry nie. Het dit iets geword wat die Here in my hervorm het? Het dit sigbaar geword as iets waarin die Here met my besig was?
En my stryd is teen sonde, so as ek liefde as die eerste woord moet soek. Wat is die sonde in liefde? Liefdeloosheid. Is ek geneig om liefdeloos te wees? En dan moet ons almal antwoord, ja. Want die woord sê baie duidelik, dat ons geneig is om God en ons naaste te haat. Hoor die sterk woorde wat die skrif gebruik. Om God en ons naaste te haat, is ons geneigtheid. So ons sal nie van nature af wil lief hê nie. As die bonatuurlike werk van Christus deur sy gees nie in ons sigbaar word nie, sal ons niemand lief hê en vir niemand omgee nie. Hoor jy die wonderwerk wat reeds plaasgevind het? Want ons sien liefde, ons sien omgee, ons sien dat iemand wel iets oor het vir 'n ander sonder dat hulle gevra is. Is dit nie God se genade sigbaar in die wêreld nie? Ja, dit is. Wanneer die reformatie, die hervorming wat die Here in ons lewe bewerk in Christus sigbaar word, word jou lewe die getuienis van stryd. En hier toets ons eie lewe elke dag. Waarmee het ek vandag gesukkel? Was dit dalk nie meer? Wat in die Galasiërs 5:22 konteks 'n gebrek aan selfbeheersing is. Want dit is 'n stryd vir baie. En so kan ons deur elke element gaan en onsself daaraan toets. En ek raai aan, maak dit u persoonlike groei. En die worsteling en die stryd, maak dit tasbaar, dat ons nie wonder, waarmee worstel ons nie. Want niemand is volmaak nie. En as die reformatore 'n Latynse woord gebruik het om die kerk te beskryf en sê, ons het gekom in die middeleeue deur 1500 jaar van kerkwees, en ons is by die punt van reformatie. Ons het gekom by die punt waar ons moet sê, Here, iets moet verander. Dan reformeer ons waarheen? Dan gaan ons terug na die begin, na Christus. En ons reformeer terug na die Christus van die skrif, na die woord van God. En as die kerk in die 21ste eeu moet vra, waarheen reformeer ons? Want die woord wat hulle in Latyn gebruik het, is semper reformanda, en dit is na gewone Afrikaans steeds reformerend. Altyd reformerend. Wanneer ons preek, moet ons praat oor sonde en sê, Here, help ons om te stry teen hierdie sonde. Ons sê nie, ag, almal het jou lief, en jy hoef nie te bekommer oor jou sonde nie. Christus het dit nie eers gedoen nie. Hy praat met die Fariseërs, Lukas 11, baie duidelik. Hy noem die Fariseërs, julle is skadelik vir die kudde van die Here, want julle is soos wit gepleisterde grafte. Julle verontreinig die mense deur hulle te wys dat julle hierdie ander goed moet doen in plaas om God lief te hê. Hy praat in Johannes 8 met 'n vrou wat die Fariseërs vir hom bring en sê sy moet gestenig word. En die oortreding? Die wet sê die man en die vrou wat in oorspel betrokke was, moet albei gestenig word. Waar's die man? Wanneer die man nie daar is nie, maar die verhoor moet voltrek word en die vrou moet gestenig word, en dis hoe hulle Christus versoek het, want hulle bring net een van die beskuldigdes. Dan sê hy vir haar, as hier niemand is wat 'n klip teenoor jou gaan optel nie, dan gee hy vergifnis, maar nie sonder die aanspreking van die sonde nie. Hy sê vir haar, gaan weg en sondig nie meer nie. Die Here Jesus was nie bang om te sê die sonde is 'n probleem nie. Maar hy het na die sondaar gekyk en die sonde het hy betaal. En vergifnis is 'n moontlikheid en dit is waar hervorming plaasvind. Wanneer u en ek met ons tweede boek in die lewe werk, ons na Christus wedergeboorte, het ons met bekering
en heiligmaking te doen. En bekering beteken letterlik om weg te draai van jou sonde en te stry daarteen. Ek maak nie vrede met die sonde in my lewe nie. Ek maak eenvoudig nie vrede daarmee nie. Want wat sal die vrede met die sonde beteken? Jakobus 4 stel dit so. 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Vriendskap met die wêreld is vyandskap teen God. Vriendskap met die sonde en die sonde van hierdie wêreld is vyandskap teen God. Die vraag kom weer terug, maar waarom is ons dan kerk? As ons so vol sonde is. Die verskil tussen die wêreld binne die kerk en die wêreld buite die kerk is soos volg. Die wêreld binne die kerk stry teen sonde en die wêreld buite die kerk het nie 'n saak met sonde nie. En hier lê die krisis van ons tyd en ons tydsgees. Wanneer u die klanke binne die kerk begin hoor, dat ons glad nie meer 'n saak moet hê teen sonde nie, maar almal se sonde moet aanvaar as reg voor die Here, het ons nie meer met kerkwees te doen nie. Want as die Here sê hy tugtig die wat hy lief het in Openbaring, wat doen hy met ons? As hy ons nie lief het nie, hy doen wat hy in Romeine 1 doen. Hy laat elkeen oor aan hulle eie sonde, dat hulle self kan vernietig. Hy keer hulle nie eers meer nie. Sien dit as oordeel van God, as niemand meer iets sê nie. As die stem van die Here stil word, sien dit as oordeel. Lees ook Amos 8. Want daar staan geskrywe dat mense sal soek na die woord van die Here en dit nêrens vind nie, want hy het homself stil gemaak. En wie beswyk die jonges, die sterkes? Want God is nie meer daar nie. Die kerk van Jesus Christus moet die genade van Christus ervaar. Ons stryd is teen sonde en hy help ons om daardie stryd aan te voer. Vers 13, die tweede saak. As jou reformatie sigbaar word, jou hervorming sigbaar word deur die dade wat jy doen, want Christus bring dit mee, dan is jou stryd 'n werklikheid en is die getuienis wat elkeen van ons uitleef. Maar tweedens, is jy nie meer in diens van die sonde nie. Om in diens te wees van iemand is 'n bekende term van ek werk vir 'n sekere organisasie, ek staan in diens van daardie bepaalde organisasie. En ek dra hulle hemp, ek dra hulle baadjie, ek dra hulle klere, ek verteenwoordig die naam van die maatskappy, ek dra 'n beeld uit vir daardie maatskappy. En ons is so geleer in die goeie ou dae, ek weet nie of dit vandag nog so onderrig word nie, maar dat as jy vir daardie maatskappy werk, moet jy iets doen wat jou waardevol maak vir die maatskappy, en dit is om eienaarskap te neem van jou werk. Ek kan dalk net 'n ontvangsdame wees, maar ek dien daardie kliënt so asof ek hierdie besigheid besit. En ek het soveel waarde vir wat ek verteenwoordig, dat ek daardie besigheid se saak met my hele hart dra, dat hulle sal sê, dankie dat jy so goeie besigheid het, want jy doen dit so goed asof dit joune is. En dis eienaarskap. En die eerste boekgedagte wat ons gedeel het, is dat jy in beheer is van jou eie lewe. Jy besit jou eie lewe, daarom leef jy hom soos jy hom wil leef. Maar die tweede boek, die na Christus wedergeboorteboek, wat vandag nog herskryf word dagliks, soos die Here in ons werk, toon die karakter, dat jy nie meer aan jouself behoort soos in die eerste boek nie. Maar jy's nou in diens van wie? Vers 13 lees, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Stel julle self tot beskikking vir God. Die bekendste geskiedenis van 'n werktuig word illustreer in die Handelinge boek.
Daar was 'n man gewees wat aanskou het hoe Stefanus deur die owerpriesters en skrifgeleerders gestenig word, oor hy die opgestane Here Jesus verkondig. Hy het sommige manne se klere selfs vasgehou en toegekyk dat die klippe neerreën op Stefanus. En daarna neem hierdie man verantwoordelikheid om hierdie geveg wat met Stefanus begin het te volvoer sover hy kan, en hy is 'n medewerker, 'n werktuig om die weg, soos hy dit genoem het, te keer. Hierdie nuwe Christusweg, hierdie Christusweg moet gestop word en almal moet verwyder word wat probeer om dit die hoofsaak te maak en teen ons tradisies in te gaan. Hy kry briewe en hy kom by Damaskus. Ja, ons praat van Saulus. 'n gerekende man, een van die jongste fariseërs, een van die begaafste manne wat die fariseïsme opgelewer het. En hy maak naam vir homself. Ons gaan die Christene nou uitwis en ons begin in Damaskus. Jerusalem is reeds in die gang. En wanneer hy daar kom, hoor ons die bekende woorde. 'n lig omstraal die man en uit die hemel word gepraat en uit blindheid. En wat word vir hom gesê? Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En wanneer jy 'n werktuig word, en dis wat die apostel hier in die 13de vers geskryf het, as jy jou lede stel tot beskikking van die ongeregtigheid en van die sonde, wat het jy geword? Jy het 'n vyand geword van die een wat jy moet ken. En hierdie ongeregtigheid in die geskiedenis van Saulus word blindheid. Vir 3 dae sal hy blind wees. Word in die stad ingelei, kan niemand doodmaak of arresteer nie, hy kan nie eens sien wie hy moet arresteer nie. Hy gaan tot by 'n plek en later word 'n man met die naam van Ananias geroep in 'n droom, word hy gesê, gaan na Reguitstraat, jy sal hom daar vind, die man met die naam van Saulus, en dan bewe hulle, want hulle ken nie die naam. Here, is jy seker dis die regte naam? Is jy seker dis die regte man? Is daar nie 'n ander een nie? Want Here, hy het gekom om ons te vervolg. Ons is bang vir hom. Gaan na Reguitstraat, hy sit daar, hy is besig om te bid. Hierdie man is broos. Hierdie man het die eerste boek verhaal wat geskrywe is en die hoofstuk is afgehandel. Sy eerste boek is klaar geskryf. En ons kan dit vandag nog lees. In al sy getuienisse oor sy eerste boek. Van sy lewe. Van sy gevallenheid. En sy verdorwenheid. En sy vyandskap teen God. En van Ananias word gesê wat vir een vir my gesê word. Oor die hoop van hervorming en reformatie wanneer dit in Christus gebeur. Want ja, jy is geskool, jy is geleer, jy het 'n werktuig geword teen Christus met al jou gawes. Maar is die Christus gawes nie, want jy gebruik dit nie vir hom nie. En toe hy gestop word, verblind word, verneder word, in gebed gelaat word, 3 dae lank. En Ananias hom oor hierdie man ontferm, is die nuwe boek reeds in die begin. Ananias, jy sal sien hoe hy 'n werktuig vir my sal word vir die heidene. Hy sal 'n werktuig word. In die woorde van die apostel,
Hy het 'n werktuig geword soos hier staan. 13 briewe geskrywe. Sendingsreise onderneem. Sy leiding was geweldig, lees 2 Korintiërs 11. Sy leiding was geweldig. Maar hy was 'n werktuig vir die Here. En hy het nie sy lede verder gestel tot beskikking van die sonde nie. Hy het wel daarteen gestry, maar hy het nie dit 'n beskikking gemaak vir die sonde om hom te maak wat hy wou nie. Hy het hom nie oorgegee aan sy meer nie, want hy is nie meer gewees. Hy was 'n moeilike man. Ons lees van 'n doring in die vlees wat hom nie moes verlaat nie. Die vraag is hoekom? Want die doring van die vlees moes hom nederig hou. Die Here werk en hy maak seker dat jou stryd teen sonde bly, maar dat jou werktuigskap verander word in diens aan die Here. Dis ware reformatie. Want wie jy was in jou eerste boek en wie jy geword het in jou tweede boek, luister mooi, wie jy geword het, werk in proses, begin tot einde, daagliks meer, nie klaar vol afgehandel nie, maar daagliks meer. Dit sê, jou groei gaan met stryd gepaard, jou struikelinge is deel van die groeiproses, jou swakheid en jou sonde is deel van die groeiproses, jou bekering voor die Here en ontbloting voor God is deel van die groeiproses. Daarsonder kan dit nie gebeur nie. Want ons word gewys hoe swak ons werklik is. En as die Here ons ontbloot, word ons voor hom sigbaar. Hoor die troostwoord in vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En jy moet nie misverstaan wat daar staan nie. Wanneer die wet van Moses gegee word, word daar vir jou gegee 'n wet wat jy moet hou, en daardie wet kan jou dooddruk, en Deuteronomium sê dit sal jou dooddruk. Want die wet wys vir jou dat jy nie kan oorwin in daardie wet nie. Jy kan dit nie volmaak hou nie. Jy moet elke dag 'n offerdier slag vir jou lewe. Want die loon van die sonde, sê Romeine, is die dood. Dit is nie onder die wet om daardeur te lewe nie, maar onder die genade om in Christus verlossing te ontvang wat hy bewerk het. Die wet sal nie oor jou heers nie, want die sonde, lees ook Romeine 7, ek moet seker maak, nee, is nie Romeine nie. Sal nou onthou. Romeine 8. Lees Romeine 8, eerste 17 verse. Raak die bewus daarvan wanneer die Gees oor jou gekom het. Raak die bewus daarvan dat wanneer die Here vir jou reformatie geskep het, dat hy steeds reformerend met jou sal besig bly. Hy sal jou herinner aan jou sonde. Sy Gees sal jou wys. En jou groeiproses sal gekenmerk word aan jou werksaamhede. Sal gekenmerk word aan jou ywer vir die Here. Maar as jou ywer oor jouself begin gaan, sal die Here dit beëindig. Soos wat hy die ywer van 'n Paulus beëindig het, toe hy nog Saulus was. Wanneer die Here ons roep tot 'n reformatie en 'n sigbare reformatie in Christus, maak hy van ons werktuie wat pas vir sy koninkryk. En vir die kerk van Jesus Christus het ons hierdie hoop. Jesus het deur die lydingsweg gegaan, nie sodat enigiets anders kon gebeur nie, as dat ons gered kon word. Nou kan ons as geloofsgemeenskap mekaar bemoedig. Ons kan mekaar vermaan. Ons kan mekaar optel. Maar ons kan nie in sonde bly nie.
en sê ag dis maar soos ek is nie. As ek een van die swakste uitdrukkings die Afrikaner het, is ek is so gemaak en so laat staan. Is nie Bybels nie. Ons is so gemaak in Christus, is ons hervorm. En nou eer ons hom. Hy het ons nie laat staan nie. Daardie laat staan is heidens. Dis buite die genade van Christus. Ons deel nie daai deel van die kultuur nie, dit moet hervorm. As dit nie hervorm nie, die Here vir ons geen genade woord verder nie, want ons vyandskap is nie teen enigiemand anders nie, maar teen hom. En die liefde van Christus is genoeg, en sy bloed was genoeg, dat ons nie daar hoef te staan nie. Mag ons elke dag hoe langer hoe meer besef, sal ons bly sondig? Nee. Maar dankie vir die Here wat reformeer, en bly verander, en bly dra, dat ons hom kan sien. Prys sy naam. Amen. Ons bid saam. O Here, onse Here, Here, wanneer ons opnuut besef, het ons gebring by 'n nuwe hoofstuk. En is altyd met ons besig in hierdie nuwe boek. Dankie dat U ons nie versaak nie. Dankie dat U ons nie alleen los nie. Bring ons by die moeilike sake waarby ons moet wees. En wees ons genadig, Here, in hoe U met ons werk. Skenk ons hoop om elke dag ons stryd te kan aansê. En ons werksaamhede te kan doen waar dit sigbaar word, U help, U wys, U gee rigting. Dat my swaar kry en my eie worsteling met my eie sonde nie 'n geheim is nie, maar voor U alreeds ontbloot is. Skenk ons die openhartigheid om te besef, ons kan niemand oortuig dat ons volmaak is nie. Skenk ons U genade om hierdeur te worstel. En laat U woord steeds reformerend met ons werk, want die woord alleen is waar en goed en reg. Laat hierdie stuk genade wat ons beleef 'n dankbaarheid word in ons woorde, in ons dade en in ons gedagtes. Ons dankie vir U goedheid, U guns, U genade in Jesus naam. Amen.